Ons getroue Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie, Here, vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het om U naam te kan aanroep op hierdie dag. Liewe Vader, in elke dag wat U daar is as ons U nodig het, sê ons vir U dankie. En ons weet, Here, dat U nie omgee om U liefde oor ons oop te sprei nie. Liewe Vader, ons wil U vra dat U met ons elkeen in hierdie dag sal gaan en dat ons sal weggaan hier met die rykste seëning ooit. Ons vra hierdie dinge om U naams wil alleen. Amen. Ek wil vanmôre vir julle lees Psalm 13 vers 6. Vat asseblief julle Bybels, dan blaai julle so. En ek het nou nie my bril saamgebring nie. Psalm 13 vers 6 sê, maar ek op U goedertierenheid vertrou ek. My hart sal juig oor U heil. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat Hy aan my goed gedoen het. Nou vanmôre het leraar Dion die singwerk gedoen, want sing kan ek nog nie. Die 23ste November is ek teater ingestoot vir 'n operasie om 'n gewas uit my sinus te verwyder. Julle weet almal van die gewas wat ek gehad het. Dit was die tweede keer dat ek hierdie operasie gehad het. Die eerste keer was in Charlotte Maxeke in Johannesburg. En binne 2 weke was ek terug by die skool. So ek het vir my prinsipaal gesê, meneer, 2 weke, dan is ek terug by die skool. En toe ek vir die dokter sê, ek kan oor 2 weke huis toe gaan, nee dokter. Toe kyk sy my so aan. En sy sê, Jana, dit was 'n baie groot operasie hierdie. Ek het nie dit toe geweet nie. Maar ek is met Psalm 23 en 'n botteltjie soutwater deur die doodsvallei. Ja, en 'n paar pynpille. Ek het nooit pyn gehad nie. Ek het nie hoofpyn gehad nie. As ek 'n hoofpyntjie gekry het, het ek 'n bietjie gaan lê en dan gaan hy weg. Ek het altyd geweet hoofpyn is 'n simptoom van iets. Maar ek het nooit hoofpyn gehad nie, en ek dink vir die 70 jaar wat ek nie pyn gehad het nie, is al daardie pyn bymekaar geskraap en hier vir my gegee, want ek het my lewe nog nooit soveel pyn beleef nie. My linker oog het gepyn. Ek het vir leraar vertel, dat ek in die middel van die nag wakker word van hierdie pyn, dat ek in die hoekie van die kamer sit en put en huil. Van pyn. Van die pille wat jy moet drink. Moet jy drink voor die pyn begin, en as jy nou slaap, dan word jy wakker met hierdie pyn. Dan vat dit 1 uur en 'n half vir hierdie pyn om te verdwyn. My wang was opgeswel. My wang is nog altyd opgeswel. As jy mooi kyk, dan sal jy sien ek is 20 jaar jonger aan die een kant as aan die ander kant. My neus het gepyn, want ek het eers agterna besef, die verskriklike besef, dat hulle hierdie gewas deur my neus moes uithaal. Kan julle dit verbeel? Dit was erg. My oor het gepyn. Het julle al ooit oorpyn gehad? Ek het elke dag oorpyn gehad. Al my tande, jy kon hulle maar hier in die middel verdeel het, van hier af, bo en onder het gepyn. Want toe hulle die gewas uitgehaal het, ek het die dokter gevra na, nou, hoekom het ek so baie pyn in my tande? Toe sê sy, want ons moes die gewas afskraap vanaf die wortels van jou tande. My tande is nog steeds seer.
Ek het my die dosis vir my pynpille self vermeerder. Waar die dokter gesê het 3 elke 4 ure, het ek dit sommer 4 gemaak elke 3 ure. Want ek moes wag as hierdie agterste tand begin pyn, dan drink ek daai pille. Want dan weet ek, hier kom dit. Toe ek vir my eerste ondersoek gaan, druk die dokter, ek weet nie wie van julle al so 'n sinusoperasie gehad het, ek weet Mel het, dan druk die dokter 'n lang strook, seker maar watte, doop dit in verdowingsmiddel en druk dit in jou sinus in. Julle dit al ervaar? Dis verskriklik. Druk dit daarin, sodat dit alles kan verdoof, sodat hulle 'n ander ding daar kan indruk, om die goeters uit te haal. En die goed wat daar uitgekom het, gaan ek julle nie vandag van vertel nie, want dan eet julle nie middagete nie. En op 'n stadium werk dit nie mooi nie, die dokter sê, bring die spuit. En ek het nie geweet, dit is 'n nag nie. Nou toe spuit hulle die goed in my neus in en dit loop agter by my keel af op my stembande en ek is dadelik hees. Ai. So in die middel van Januarie, Desember, het ek vreeslik pyn. En die beste vriendin wat julle kan hê is Yvonne Snyman. En Yvonne sê, kom ek vat jou na my dokter toe. En sy gaan in by die dokter saam met my. En ek wil julle nie vertel wat die dokter gesê het nie, maar ons het geskrik. Die dokter het my baie erge antibiotika gegee, en toe die tydperk verby is, toe is dit baie, baie beter. Ek is so bly daaroor. Baie dankie, Yvonne. Toe kom Februarie. En die dokter sê, of liewer laat in Januarie sê die dokter, jy moet die 2 Februarie inboek vir hierdie operasie. Nou, almal van julle het ook van hierdie goeters geweet. Ek het almal vertel. Ek het groot vergroeisels, soos hoendereiers, op my skildklier gehad. 2 van hulle, en die ander een was hier aan die kant. En toe die professor voel aan hierdie, hy kom staan agter my en hy voel aan hierdie goed, toe dink ek het hy groot geskrik vir die ene wat sag is. Want dit was nie verbonde aan die skildklier nie. Die ander 2 was deel van die skildklier, maar hierdie ene was nie. Hy was 'n ding op sy eie. En toe is ek weer in theater toe, voor ek dit vir julle wil sê. Sê die dokter vir my, dis nou die een. Hy sê, mevrou, die enigste probleem met so 'n operasie is dat ons jou stembande afsny en dit weer reg. En ek word flou. Want julle weet hoe lief is ek vir sing. Maar wat moet jy doen? Die 3 Februarie word ek ingestoot vir hierdie operasie. Ek was baie benoud voor die tyd, want my pynpad was nog nie verby nie. Na die operasie kom, ek dink julle ken haar, Dr. Soreta Erasmus. Kom sy daar by my, ek en sy het mekaar voor die tyd ontmoet, sy was nie by die operasie nie, maar sy kom my die nuus nie meedeel. Sy sê, Jana, tannie Jana, ek wil vir jou sê, dit is kanker. Skildklierkanker is 'n tipe kanker wat nie versprei nie, verduidelik sy. Dit kan nie versprei nie, hulle haal hom uit, en dan na 'n rukkie gee hulle vir jou bestraling, en dan is dit weg. Nou, dis mos groot troos, is dit nie? Maar, sê sy, hier was 'n ander een wat hier gesit het, wat nie deel was van die skildklier nie, en ons is oor hom bekommerd.
En so gaan ek toe nou maar weer terug, en jy gaan terug, en jy gaan terug. En hulle sê vir my, hierdie kant se stembande is afgesny, want hierdie groot eiers wat hier gesit het saam met die skildklier teen my 'n sluk vasgedruk. Dis hoekom ek nie goed kon eet nie. Ek moes min eet, stadig kou, stadig sluk, want ek wou nie meer sluk nie. My slukdarm was heeltemal skeef gedruk. En so word ek vir 6 weke afgeboek. En julle dink dis lekker. Gister was lekker, maar 6 weke is nie lekker nie. Want dit voel asof jy toegesluit is in 'n tronk, jou eie tronk, jou eie woonstel voel soos 'n tronk. Want jy kan nie uitgaan nie, as jy uitgaan moet jy 'n dik masker dra. Dit was sleg. Maar, gelukkig, voor ek dit vir julle sê, wil ek vir julle sê, ek het ons Bybelstudiegroepie, julle weet dat ons elke aand 'n Bybelstudiegroepie het. Ek en Yvonne en Maronel, en dan is daar baie ander dames wat inluister. En gelukkig het ek hierdie 2 bekwame dames gehad in my kamp. Ek het die lesstudiegroepie verskriklik gemis, want ek kon nie praat nie. Julle weet self, ek het kerk toe gekom en ek het nie gepraat nie. En op die groepie kon ek maar net luister, en al was die antwoorde daar, kon ek nie praat nie. Dis sleg. Julle moet nooit julle stembande verloor nie. Hierdie 2 dames het alles gedoen, so bekwam. Ek het net geluister. Ek het geluister na hulle gebede. My naam was ook op die gebedelys van die kerk. Julle het dit daar gesien. En ek weet dat julle vir my gebid het. Al het julle miskien nie geweet waarvoor julle bid nie, weet ek julle het vir my gebid. Maar hierdie 2 dames het elke aand vir my gebid. Ek weet deur die dag en by hulle huise ook, maar elke aand het hulle vir my gebid. En hulle gebede het my gedra. Maar eensaam was ek regtig. Ek wil tog nooit aftree nie. Ja, ek wil lekker op die stoep sit in die sonnetjie elke dag. Maar om alleen te wees is een van die ergste dinge. Nou ek staan nie vanmôre voor julle omdat ek genees is nie. Die dokter het gesê na die bestraling 2 tot 3 maande. Dan gaan hulle weer scan en kyk of daar nog kankers oor en dan weet ek nie of ek weer vir bestraling moet gaan nie. Dit was nie erg nie, maar ek hoop maar nie so nie. So ek is nie genees nie. Maar ek is dankbaar. Ek is dankbaar vir waar ek vandag staan. My sinus is nog nie heeltemal gesond nie. Ek spoel maar nog elke dag met die ou bietjie soutwater. En my stem kan julle mos hoor, is ook nog nie gesond nie. Ek kan nog nie sing nie en dis vir my die swaarste. Maar oral, vanaf oral, het daar vir my hulp gekom. En ek is so dankbaar. En ek wil nou vir julle sê, die hulp het gekom uit hierdie gemeente. Ek het julle hart leer ken. En ek wil vir julle vandag dankie sê. Ek wil vir julle sê, ek wil name noem vandag, want hierdie mense het vir my geweldig baie beteken. Gert en Annemarie sit daar aan daai kant, die eerste keer toe ek ingaan vir 'n operasie, sê hulle vir my, enigiets Jana, enigiets wat jy nodig het, sê vir ons, en ons sal dit vir jou doen. En toe die eerste ding, terwyl ek daar ingeboek word, vind ek uit, ek gaan hier doodgaan van die koue, want ek is baie koulik. En ek bel vir Annemarie en ek sê, ag, wil julle nie asseblief vir my 'n kombers bring nie? En ek weet nie waar hulle bly nie, maar ek dink nie hulle bly naby nie. Maar ek sê ook, ek is nou ingeboek en nou die eerste dag stuur hulle jou mos oral vir bloedtoetse en hulle toets jou hart en hulle kyk na elke ding wat dalk in deur 'n operasie geaffekteer kan word. En ek sê, ek is toe nou hier ingeboek na ontbyt. Sal jy vir my iets saambring om te eet? En hierdie 2 mense bring vir my die warmste, lekkerste
kombers, die sagste kombers. En 'n hele houer vol kos. En ek wil dankie sê, ek dink dit was dalk Gert se idee, om vir my 'n chocolate in te pak. Baie dankie daarvoor. Yvonne en Marionel, ek moet vir julle dankie sê. Julle het my gedra. Yvonne het inkopies gedoen. Kan julle nog glo? My lysie gevat, inkopies gaan doen. En dan het ek sommer al hier in Desember met my ou rasperige, einde Desember rasperige stem, so gekla oor my tandpyn, dat Tom Cooper, wat daar langs my sit, hy's ook op ons groep, vir my iets aanbeveel het wat ek kan gorrel, wat ek kan my mond mee spoel wat die tandpyn wegneem, en dit het, binne 5 minute, dan is die tandpyn weg. Baie dankie, Tom. Yvonne, ja, medisyne, inkopies, rondry, gebede en baie liefde. Baie dankie. Ek het ook 'n naam hier, Annette en Annemarie, wat my hart kom verwarm het. Hulle het vir my kom kuier met hulle liefde. Heidi Zimmerman, julle ken haar nie, sy is nie in hierdie kerk nie. Sy het ook vir my geweldig baie beteken, 'n ou, gevestigde vriendin. En dan ook Marianne Becker, ken julle goed. Marianne het met haar pragtige diep gebede my so geseën. Dan vanaf Christchurch, Martie Marie. Weet nie of julle haar ken nie, of julle vir leraar Marie ken nie. Sy vrou was my vriendin op Helderberg, en sy het vir my so mooi gebid. 'n ander vriendin van Witbank, sy is nie 'n 7de dag Adventis nie, het so mooi vir my gebid. Van oral. Nou wil ek vir julle gee Psalm 36, vers 8 en vers 10. Ek hoop ek kan dit sien. Vers 8 sê, hoe kosbaar is u goedertierenheid, o God. Daarom skuil ek en die mense kinders onder die skaduwee van u vleuels. En dit is waarom ek vir julle die lied gebring het, onder sy vleuels. Wat 'n pragtige lied. Daar skuil ek veilig en rustig. Vers 10 sê, want by u is die fontein van die lewe. In u lig sien ons die lig. Reg aan die begin, toe Dr. Erasmus vir my sê, Jana, dit is kanker, toe dink ek, ag, lekker. As ek sterf, weet julle hoe wonderlik is dit, om te glo soos ons 7de dag Adventiste glo. Die oomblik as jy jou oë toemaak, geen tydsverloop vir jou nie, dan maak jy jou oë toe, en die eerste een wie se gesig jy sien, is Jesus. Dis iets om na uit te sien. Maar toe kry ek skaam, toe ek hierdie vers lees, wat sê, by u is die fontein van lewe. By hom is nie net die fontein van lewe nie, maar ook die fontein van genesing en liefde en sorg. En uit hierdie kerk het julle vir my daar die fontein oopgemaak. Kom ons sluit ons oë. Kosbare Here, vir die baie gawes wat U aan ons gee, sê ons vanmôre dankie. Ons sê vir die dankie vir lewe. Ons sê vir die dankie, Here, dat ons kan praat, al kan ons nie sing nie. Maar Here, eendag sal ons weer kan sing. En sal ons saam met die psalmdigter sê, ek wil sing tot eer van die Here, want omdat U vir my goed was. En daarom, Here, bring ons vandag
klein bietjie terug van dit wat U vir ons so mildelik gee elke dag, klein bietjie. En ons vra Here dat U daardie sal vermeerder, sal vermenigvuldig, dit die wêreld in sal stuur, sodat hierdie kosbare boodskap, siele wat honger is, kan bereik. Dis ons gebed in Jesus se kosbare naam.